Op 5 Maart herdenk die kerk die heilige Eusebius van Cremona. Vandag reis ons terug na die vroeë kerk, na die 4de eeu, na 'n man wie se naam steeds in Bethlehem en Cremona weer klink. Tydens 'n besoek aan Rome ontmoet Eusebius die groot Bybelvertaler, die heilige Hieronymus. Uit daardie ontmoeting groei 'n lewenslange vriendskap. Saam vertrek hulle na die heilige land. Saam stig hulle 'n gemeenskap in Bethlehem, 'n gemeenskap van gebed, studie en naaste diens. Eusebius was nie net 'n reisiger nie, maar ook 'n bouer. Hy het dikwels rondgereis om fondse te werf vir hulle projek in die heilige land. Sy toewyding het die gemeenskap se werk moontlik gemaak. Later in sy lewe keer hy terug na sy geboortestad Cremona. Daar bring hy die res van sy lewe deur, nie in stilte nie, maar as 'n teoloog van formaat, 'n raadgewer vir etlike pause, 'n stem van wysheid in 'n kerk wat nog sy identiteit gevorm het. Eusebius se nalatenskap leef voort. In die heilige grafkerk in Bethlehem staan 'n altaar ter ere van hom, 'n getuienis van 'n lewe wat nie net vir homself geleef is nie, maar vir Christus en vir Christus se kerk. Hy sterf in die jaar 423. Sy verhaal eindig egter nie daar nie. Sy vriendskap, sy geloof en sy naaste diens. Dit alles bly 'n lig vir gelowiges deur die eeue. Eusebius se lewe wys ons dat ware vriendskap en Christus vrug dra vir die wêreld, dat geloof en toewyding sterker is as tyd en plek, en dat selfs 'n gewone seun van Cremona 'n pilaar van die kerk kan word.